Goeiedag vriende, ons wil julle herinner om Renaissance in gedagte te hou met jou finansiële beplanning. As jy Renaissance 'n vaste item op jou begroting kan maak, kan dit ons help om 'n konstante inkomste te genereer, waarmee ons baie beter kan beplan en vooruitdink. Jou bydrae word opreg gewaardeer. Môre julle, welkom en die gebruikelike baie dankie veral vanoggend in hierdie koue. Nou, baie dankie aan Jannie en Chris wat vir ons hierdie musiek maak en ons harte warm maak en ons vrolik stem. Ons gaan sommer onverwyld luister hoe hulle dit verder doen en ons in die stilte inlei. Nou, hier is nie vanoggend enige vreemdeling hier nie, so ek hoef nie te verduidelik waaroor ons stilte gaan nie. Julle weet almal waarvoor julle in is vanoggend, geniet dit net.
Nou vandag is hopelik 'n kort praatjie. Ek kan dit nooit waarborg nie, maar dit is die poging. Dit is nie 'n intellektuele praatjie nie. Ek het die afgelope 2 weke vir ons 'n bietjie baie vleis om die been gepak, vir goed om oor te dink, maar vandag is heel iets anders. Ek probeer vandag, kan nie te prosaïs wees nie, want dan sou ek dit uit my kop uit moes leer, maar ek probeer op 'n meer inspirerende manier net vir ons iets gee wat eie aan ons lewens is, en wat dalk jou hart kan warm maak, of jou so 'n bietjie moed kan gee, of iets in die voege. Die titel is, dat 'n mens hoef nie 'n storie te glo, om dit te kan gebruik nie. En julle kan natuurlik nou raai, dat ek verwys veral na stories wat geglo word, omdat dit in godsdienstige tradisies of geskrifte voorkom, soos die Bybel. Nou, ek gaan vandag 3 stories gebruik, om te illustreer wat in ons lewens gebeur, en hoe ons hierdie stories kan aanwend, as 'n troostmiddel, as 'n hulpmiddel, of net 'n stukkie wysheid wat ons weer opnuut kan herinner aan hoe die lewe werk, om ons moed te gee om weer die volgende tree te gee. Nou die een storie gaan uit die Bybel kom, die ander storie uit Boeddhisme, en dan 'n storie uit die Sumeriese mitologie. Nou kyk, baie mense, en ek en jy is nou deel van daardie klompie, glo nou nie meer letterlik dat die geskrifte geskiedkundig is, of dat hulle waarheid bevat in terme van feite nie. En ons sien so 'n bietjie neer op, raak soms dalk verleë oor, maar is afwysend teenoor die stories uit antieke godsdienste. Ons voel, ons weet vandag hoe werk die wêreld, die planete, die kosmos, die heelal. Ons weet hoe werk biologie, ons weet hoe werk die mens se brein, ons weet dat donderweer nie 'n kwaai God se stem is nie. En met hierdie sukkel ons, veral omdat ons 'n geskiedenis het met die verhale, sukkel ons daarmee om dit te herwaardeer. En ek sou nie vandag sê dat 'n mens dit moet herwaardeer nie. Ek dink nie dat 'n mens enigsins totaal afhanklik is, en dat dit imperatief is, dat jy jou lewe moet skoei op enige iets wat uit wyse penne of stemme kom nie. Maar dat dit verrykend is, glo ek, en veral vir mense wat hou van storie, wat hou van letterkunde, mense wat daarvan hou om goed te ontgin vir die dieper waarhede en boodskap daagter. Is hierdie antieke geskrifte nogal ook omdat dit so 'n bietjie ander wêrelds is as hoe ons skryf, dan neem dit jou soos 'n fliek na 'n plek toe wat jou hart kan warm maak, waar jou kunsbehoefte ook aangespreek word, jou behoefte aan letterkunde, jou behoefte aan dit wat bietjie meer misterieus is, musikaal is en so aan, ook aangespreek kan word. So, dit doen iets vir 'n mens, veral indien jy die soort mens is wat lief is daarvoor. So op daardie manier kan 'n mens vanoggend eerstens sê, dat dit nie nodig is om 'n keuse te maak tussen wegbly van bygeloof en insluit van die verhale nie. Want 'n mens kan daardie ding doen wat Ken Wilber sê, jy kan transcend and include. Wat transcendeer jy? Jy gaan gewis die bygeloof te bowe. Maar jy bly die verhaal insluit. Want hier is die ding met hierdie verhale. Hierdie verhale roep ons nie soos wat ons verkeerdelik geglo het, sedert die modernisme in ons gene as mens kom lê het, waar ons alles letterlik wil sien, alles feitelik wil benader. Ons het geglo en is geleer dat jy hierdie verhaal moet glo as geskiedenis en feit, of anders glad nie. Jy hoef nie. Jy kan hierdie verhaal vandag transcendeer as feit, weet dat dit
net 'n storie is, en dan juist daarom, omdat jy 'n kennis begin ontwikkel van die genre, dat dit stories is, dat dit mites is. 'n mite is mense se vraag na hoekom, waarom en wat. Dis wat dit is. En dan kan ek hierdie storie omarm, want die storie roep my nie om letterlik te glo dat dit waar is nie. Die storie roep my om in 'n spieël te kom kyk, want ek word in hierdie storie ook gespieël na gelang van hoe dit lyk wanneer 'n mens die menslike reis stap, daai pad loop. Dis wat dit is. Dis nie waarheid nie, maar dit is soms meer waar as die werklikheid. Want dis daai diep waarhede waarby mens nie so geredelik en maklik uitkom nie. Nou die eerste storie is, wat uit die Bybel kom natuurlik in Genesis 37 tot 50, gaan dit nie lees nie, want dit is 'n bietjie lank, is Josef en sy broers. Wie is hierdie ou? Hy is die jongste kind, hy is baie bederf, sy pa het hom die son gespaar, die harde werk daar buite, sy pa was so bang hy gaan dood, dat hy hom in watte toegedraai het. Hy het vir hom die mooiste kleed gemaak, ek is seker in vandag se dae, sou Donald Trump 'n probleem gehad het met hom, want hy sou gedink het hy is transgender. Dit was 'n vreeslike kleurvolle kleed, en hy het baie van homself gedink. Hy was 'n dromer. Hy het regtig gedink, hy's God's gift to humankind. En sy drome het ook vir ons gesê, hoe dat hy neergesien het, selfs op sy gesinslede, en geglo dat hulle in diens van hom is, en dat hulle hom moet vereer, en hom as baie, baie spesiaal moet beskou. Maar pappa het daarmee begin, so dis waar hierdie kind sit. Maar 'n klomp ouer broers gaan nie sommer lank daarmee saamleef nie, dis nie hoe die lewe werk nie, en hulle het besluit, ons gaan vir jou verkoop. Hy beland in 'n vreemde land, hy's 'n expat, hy kry 'n werk waar hy nie meer daai kleed aan het wat sy pa vir hom gemaak het nie, maar waar hy nou 'n werker se kleed dra, en hy is, hoe sê hulle, at the beck and call van iemand, wat baie geld het, en wat vir hom kan stuur, waar en wanneer sy wil, en uiteindelik beskuldig sy hom vals, en hy beland in 'n tronk, baie ver van die drome, wat hy as pappa se seentjie gedroom het. Baie ver van daai posisie waar enige iemand voor hom buig, sit hy in 'n tronk, onskuldig. Die einde van die storie, na 'n hele reeks gebeure, vertel vir ons van iemand wat sy broers herontmoet, hulle te hulp snel, hulle vergewe, bly is omdat hulle herenig te wees. Hierdie storie vertel nie vir ons wat ons, toe ons klein was, geleer is, dat daar 'n God is wat sy lewe haarfyn so beplan en bestuur het nie. Ons praat nie van daardie ding, van alles gebeur met 'n doel nie, wat vooraf bepaal is nie. Ons praat hier van alles gebeur met 'n doel, maar terugwerkend. Daar's 'n rede hoekom jy beland het waar jy beland het. Daar is 'n rede waarom jou broers oor jou gevoel het soos jy gevoel het, en jy een van die booste forme van jaloesie in hulle ontlok het. Daar is 'n rede waarom as jy deur die trauma gaan, waar jy gestroop word, waar jy by 'n plek in uitkom van 'n kentering, waar 'n bedorwe seun sy klomp begeertes kan vat, hulle kan bekyk, en party van hulle uit die sakkie kan haal en een kant sit. Sy begeertes, sy drome so 'n klein bietjie minder maak. En die wat oorbly dalk selfs ook temper, sodat hierdie ouetjie wat so groot in sy eie oë was, dat alles en almal voor hom buig, die son, die maan en sterre, pa, ma en broers, dat hy by die plek kom waar hy kleiner word, en ironies genoeg juis gegroei het, 'n groter mens is, 'n dieper mens is, 'n mens van karakter geword het. Dit kan ons uit die storie haal, en ons kan onsself spieël in daardie ouetjie se drome, sy persepsie van homself, dit wat hy van die lewe verwag het,
hoeveel hy van die lewe verwag het, en met hoeveel pragt en praal hy in daai kleed beklee was, sodat hy werklik waar 'n statuur in sy kop gehad het, waarmee jy nie suksesvol deur 'n lewe kan gaan nie. Iewers gaan die lewe vir jou byt, as jy daai Josef is. Maar ons het die vermoë om post-trauma 'n nuwe perspektief op die lewe, en selfs die mense wat die trauma aan ons gedoen het, te kweek, en dan belangrikste van alles, 'n nuwe ek te bou, met nuwe karakterblokke, waarmee ek bou, en ander waardes, wanneer ek my drome en my begeertes weer op 'n kaart uitpak, en vir my 'n plan vir my lewe teken. Dis die kentering. Hierdie is nie 'n ware verhaal nie. Hierdie is 'n sielkundige storie. 'n Storie van sielkundige tema en waarheid. Die tweede storie, uit Boeddhisme. Nou eers wil ek dit sê, en dit sluit aan by hierdie eerste storie van Josef. Kom ons praat bietjie oor dit waaroor Boeddhisme praat. Ek wil dit weer sê. Ek het verlede Sondag dit so gestel en gaan dit weer so stel. Ek sê dit nou by herhaling, omdat nie almal van julle my al dit hoor sê het nie. Ek het nie van Boeddhisme gehou nie. Ek het Boeddhisme nie verstaan nie, en ek het dit met die tipiese harde, modernistiese, eerstens, en tweedens, kom ons sê dan eerlik vir mekaar, Afrikaner benadering tot moraliteit benader. Dit was hard, dis reg, dis verkeerd, jy mag nie dit nie, jy moet so. En ek het dinge so gehoor, wanneer mense die boeddhistiese beginsels met my gedeel het. Daar is 'n sagtheid rondom Boeddhisme. Daar is nuances wat so mooi is, dat as jy die nuance in wysheid kan vind, en jy skommel hierdie goed in jou hart en in jou kop, dan kry jy hier 'n sagte hand waarmee jy begelei word om net innerlik bewus te word. En dis al wat Boeddhisme sê. Boeddhisme het dit gesê. Daar's 5 goed wat hindernisse is op my en jou lewensreis. Die eerste een is die goed waarmee Josef onder andere gesukkel het. Begeertes. Die tweede een is kwaadwilligheid. Dit is iets waarmee sy broers gesukkel het. Die derde ene is luiheid en traagheid. Dis iets waarmee ons almal sukkel. Rusteloosheid en angs. Ja, party van ons meer as ander. En dan die 5de een is twyfel. Sjoe, dis hoekom ons vanoggend hier sit. Dis die pad het ons daarna toe gelei om vanoggend hiernatoe te kom. Twyfel. Hierdie goed sê Boeddhisme, nie is sondes, is dinge wat jy ten alle koste moet vermy in jou lewe nie. Boeddhisme sê dit baie saggies vir ons. En ek het verlede week gesê hoe hulle met oordeel werk. Jy moenie oordeel nie, want dit beteken dat jy besluit dis goed of sleg, dat jy 'n etiket plak, dit verag en dit verafskie, en dan kan jy nie mooi sien nie. Want as jy geoordeel het, dan het jy daai lelike filter op, waarmee jy nie regtig kan sien wat aangaan nie. En waarmee jy net hard raak en afwysend. So jy het nie wysheid nie. Wysheid ontwikkel as jy met openheid net kyk. En dit is wat Boeddhisme vir my en jou op ons lewensreis sê ons met onsself moet doen. Ons moet bewus wees van ons innerlike. Ons moet van hierdie 5 goed bewus wees. Maar nie om onsself te verag nie. Nie om 'n 180 grade omkeer te maak nie. Nie om onsself te ontmens nie. Eintlik gaan dit nie so seer oor 'n bekering nie. Dit gaan meer oor 'n ontplooiing en oor 'n ontvouing wat kom vanuit 'n helder kyk na myself. So as ek na hierdie 5 goed kyk, dan sien ek dit. Maar wat dit vir my is ek sien dit as die menslike kondisie. En ek word net daarvan bewus dat ek van tyd tot tyd een of meer of al hierdie goed as hindernisse in my pad sal ervaar, omdat dit deel is van menswees. En soos wat ek stap, sal ek voel, sjoe, ek is nou daarom 'n bietjie te kwaadwillig.
Wat kan ons in onsself tot bedaring laat kom om daai insig te kry, die helderheid daaroor te kry en dat goedheid ontplooi. En so met twyfel, maar ek is daarom nou in sterk vertwyfeling. Soveel so dat daar in my nie die krag is van geloof in môre of oormôre of myself of my medemens nie. Wat het ontspoor? Wat het intensifiseer? Hoe kan ek dit tot bedaring bring? En so kan jy elk van daai goed met helderheid en kalmte benader en met 'n sagte hand jouself begelei innerlik om in die loop van jou lewe te ontplooi as iemand wat die hindernisse goed hanteer en hulle uiteindelik te bowe kom. Wat ons nie hoef te glo nie, is dat hierdie goed demonies is, dat hulle donker is, dat hulle buite ons is, hoe mense dit ook al wou interpreteer. En ons hoef nie te glo dat askese die enigste wyse is waarop ons dit kan oorkom nie, al het die Boeddha dit so gesien. Maar ek en jy kan steeds hierdie spieël neem en daarin kyk en onsself daarin herken en besef dat ons sien dieselfde mensheid as wat die Boeddha gesien het toe hy in die spieël gekyk het. En dat ons miskien langs die weg van 'n terapeut se begeleiding, as ons dit nie self kan doen nie, dalk 'n paar boeke wat ons lees of 'n paar podcasts wat ons luister of goed wat ons op YouTube kyk, kan ons ook op daardie reis gaan waar ons 'n innerlike bewustheid kry van die 5 goed wat hindernisse in ons lewens kan wees op pad na selfverwesenliking en verligting en ontplooiing. So put ons uit hierdie antieke beeld, put ons iets. Nou een van die stories uit Boeddhisme wat vir my pragtig is die storie van Kisa Gotami. Nou Kisa Gotami was 'n jong ma wie se enigste kind gesterf het. Sy was so verpletter. Sy was so gebroke. Sy het sodanig getreur dat sy hierdie kind se liggaampie nie kon neerlê in 'n graf nie. Sy het geklou aan hierdie yskoue lyfie wat al stokstyf was en deur die strate rusteloos gehardloop, gekreun en gekerm van die pyn oor hierdie kind se dood. En toe sê die Boeddha vir haar: "Bring vir my 'n mosterdsaad uit 'n huis waar nog nooit iemand gesterf het nie." En toe is sy met hierdie kind in haar arms, sy van huis na huis na huis na huis. Sy kon nie een huis kry waar die dood nog nie besoek afgelê het nie. En daar het sy 'n paar goed ontdek. Sy het die wysheid ontdek dat lyding nie net myne is nie. Dat dit nie uniek is nie. Dat pyn en die dood iets is wat almal ken. Dis 'n universele waarheid. Haar hart het tot bedaring gekom toe sy besef dat stadig maar seker begin sy ontdek, sonder dat sy haarself dwing, begin sy net deur te kyk na die ander huise, na die hele wêreld en die spektrum van waar die dood kom besoek het sy begin besef dat deur oral te kyk en nie net in my eie huis nie, deur na ander te kyk en nie net na myself nie, deur pyn daar buite te sien en nie net my eie pyn te sien nie, kan ek die pyn laat gaan, want daar breek in my 'n wysheid oop, dat hierdie wêreld is 'n plek van lewe en dan dood. Dit is hoe dit werk. Jy leer die les van die lewe op hierdie manier. En almal van ons moet doodgaan. Almal van ons moet lyding ervaar, uiteindelik buite onsself sien, in perspektief bring en dit aanvaar dat ons is deel van 'n lewensloop waarin ek ingekom het met my eerste skree, wonderlike goed beleef het, pyn beleef het, uiteindelik het die dood ook sy vingers om my. En dat dit die lewe is en dat die verskrikking daaruit verdwyn. Dan die laaste storie uit 'n Sumeriese mitologie. Dis die storie van Inanna,
se neerdaal na die onderwêreld. Nou ons sal dit herken, want ons het dit nie net in een nasie of tradisiese mitologie nie. Jy kry dit by die Grieke, jy kry dit uiteraard in die Jesus-verhaal, en jy kry dit nou ook hierso in die Sumeriese verhaal. Wat ek vermoed, ek is nie seker nie, maar as ek nou onthou, werk die ontwikkeling van die stories in die elefant, en dat die Jode maar 'n latere ontwikkeling was van al die ander nasies, en die Sumeriërs hulle beslis godsdienstig vooraf gegaan het, dan neem ek vandag aan dat hierdie verhaal baie, baie ouer is as die Jesus-verhaal. Maar hier's Inanna se storie. Sy was die godin van liefde en oorlog. Nou hier's weer 'n paradoks, né? Ek wil dit nou net sommer ingooi omdat ek stout is. Paradoks is mos 'n waarheid wat lyk asof dit twee teenstrydighede is. Nou luister ek, en as julle wil, en julle hou nou van Engels, daar's 'n YouTube kanaal, I Swear in English, is die ou se naam op YouTube. En hy bespreek net Engelse woorde, hy verduidelik wat dit beteken. En toe ek nou oefen eendag hierdie week toe, luister ek so 'n bietjie na paradoks. Wat sê hy van paradoks? En toe gebruik hy 'n klomp voorbeelde, waar een woord vir jou 'n paradoksale waarheid vervat. En toe sê hy hierdie ene, a peacekeeping force. Dis 'n paradox. You use force as the military to keep the peace. So dis hoe dit nou is. Maar dis die paradoks, weer eens hier ingebou in hierdie verhaal. Mens kan net op hierdie feit, dat sy die godin van liefde en oorlog is, kan jy baie, baie lank dink in jou stilte tyd. Maar hierdie godin van die liefde en oorlog sak toe uit eie keuse in die onderwêreld af. En dit geld ook vir die verhaal van Jesus, want daar word ook gesê, hy het gekies om sy lewe af te lê. Hy het dit geen roof geag om gestroop te word nie. Nou dit beteken dat hy nie dit as berowing, 'n rooftog geag het nie. Dit wat hy moes deurgaan nie. Hy het nie getraumatiseer, hy was getraumatiseer, maar hy het nie gesien as ek word te nagekom nie. Dis 'n oorgawe daaraan. En sy het dit ook gedoen. Sy het willens en wetens gekies om na die onderwêreld neer te daal. Maar die storie sê sy het deur een poort na die ander gegaan. In die eerste poort is haar kroon verwyder. By die tweede poort is haar kleed verwyder. En by die laaste poort is sy van al haar mag ontneem en gestroop. En hier is sy 'n gestroopte wese in die onderwêreld, leef daar in die onderwêreld na hierdie neerdaling, en deur 'n metaforiese opstanding staan sy op, verrys sy weer, en is sy in 'n sterker glorie teenwoordig, met meer karakter, meer innerlike mooi, en so meer. 'n Nuwe mens, dis 'n transformasie. Die simboliek van hierdie storie is dit: elke menslike lewe, ek en jy, ken daai onderwêreld, daai metaforiese onderwêreld. Ons ken daai neerdaal. Ons weet hoe dit voel om van poort na poort na poort te gaan en stukkie vir stukkie gestroop te word van die illusie van wat ons besit as 'n integrale deel van ons lewe en ons persoon en wie ons is. Die lewe kom dikwels en dan neem die lewe stukkie vir stukkie elke ding wat jy as 'n noodsaaklike deel van jou lewe beskou het. Dit wat jou lewe en meer as jou lewe, jou persoonlikheid, jou menswees gedefinieer het. Dit neem die lewe. En dan staan jy daar gestroop en dan voel 'n mens afgetakel. Jy voel kaal. Jy voel magteloos. Jy verlang terug. En wat hierdie mite sê, nie dat 'n vrou dit regtig gedoen het nie. Die storie van Jesus sê ook nie dat dit regtig met Jesus gebeur het nie. Wat die storie sê is, die mens het 'n vermoë om post-trauma te ontplooi in iets en iemand wat groter is, dieper is, helderder sien, 'n beter keuse kan maak vir die tree vorentoe as voor die trauma. Trauma gee aan ons
'n plek waar jy of soontoe kan gaan. Dit kan vernietig. En soms gebeur dit. En ek wil niks daaroor sê nie, want ek dink dit is 'n sielkundige tema op sy eie, wanneer mense nie die gereedskap het, of die ondersteuning het nie, en dat hulle verpletter word deur trauma. Maar as jy dink in terme van die gemiddelde mens wat omgewe is met liefde en ander mense en ondersteuning, en met genoeg toegang tot terapie, of ten minste vriende of boeke, dan het trauma hierdie ingeboude geskenk wat hy aan ons bied, terwyl ons nog trane afvee, dat dit stadig maar seker tot ons deurdring, dat daar is hulp hieruit. En as jy daar aan die ander kant kom, is dit nie 'n hieruit nie, dis 'n hierin. Jy daal neer in jouself. En jy gaan ontdek in jouself die vermoë om anders te leef, en jouself anders te definieer, as wat jy voor die trauma gedoen het. Jy's herbore, jy's dieper, jy's wyser. Dis 'n menslike ervaring van transformasie, en dit kom dikwels maar deur krisisse. Nie sommer net klinies, deur kennis en inligting nie. So die antieke stories vra nie vir ons om hulle te glo nie. Hierdie mytes is nie museumstukke nie, en ek het aan die begin gesê, en ek wil dit nou weer sê, hulle is nie museumstukke nie, hulle is spieëls. Hulle wys vir ons iets van wie ons is, as mens, hoe ons lei as mens, en hoe ons kan groei na trauma. Dis hierdie 3 goed, wat al hierdie stories vir ons wys. En as mens met so 'n storie op jou skoot in die son sit met 'n koppie tee in stilte, kan ons baie van hierdie ou verhale gaan afstof, en dan besef ons, hoe groei ons band weer. Nie met 'n letterlike aanvaar en teruggrype na hierdie is die waarheid nie. Maar ons band groei met hierdie mense wat van die begin af saam met ons dieselfde pad op hierdie selfde aardbol moes loop, en almal het deur krisisse gegaan, almal moes in hulle self afdaal, almal se kleed is van hulle gestroop, en elkeen se kroon, dit waarvoor jy gedink het jy in die wieg gelê is, dit waarvoor jy gesalf is in hierdie lewe, as die roeping wat jy moet uitleef, word van jou weggeneem, en uiteindelik is al jou mag ook weg, jy is magteloos. Almal ken daai pad. En dan as jy daar sit met jou koppie tee en hierdie storie op jou skoot in 'n sonnetjie, dan besef jy, ek is deel van die mensdom, en niks in my lewe is werklik uniek nie. En die wysheid lê daarin, dat van ouds af tot nou toe, almal wat saam met my leef, deel in dieselfde gang van lewe, vreugde, verdriet, pyn, vreugde, en uiteindelik die dood. Dalk as jy voel, dit is nou so lekker, nou wil jy vir ewig leef, dan kom die dood. Die stories wil ons nie wakker maak vir 'n waarheid dat hulle werklik gebeur het nie. Ek onthou so goed toe Johan se broer 3 jaar gelede begrawe is, en ons sit in Gobabis in die gereformeerde kerk, en ek kyk so op na die hoë preekstoel, en die dominee lees die storie van Lazarus wat uit die dood opgewek is, en hy begin sy preek deur te sê, gemeente, hierdie is nie 'n verhaal nie, dit is geskiedenis. Toe glimlag ek in my hart, want toe het ek nou al lankal geweet, hierdie is 'n verhaal. En jy gee nie gewig aan hierdie verhale deur te bewys dat hulle die waarheid is nie. Jy gee gewig aan hulle deurdat jy wakker word daarvoor dat hulle die waarhede van die menslike reis op aarde bevat. So ten slotte gaan ek sê, ons hoef nie die stories te glo nie, maar dit is altyd goed om hulle weer te lees en na hulle te luister. Hulle is nie geskiedenis nie, hulle is menslike waarheid. Ons is nie bo antieke mense verhewe nie, ons leef net in 'n ander tyd.
Ons transcendeer die bygeloof, maar ons sluit steeds hulle wyshede by ons lewenswaarheid in. En laastens, die waarheid van die storie lê nie in of dit gebeur het nie, maar dit lê in wat dit in jou en my wakker maak. Wanneer ons daar met die koppie tee in die sonnetjie, met die boek op ons skoot, weer 'n slag daai storie lees. Wat maak dit in my wakker? So as 'n mens van die godsdienstbagasie ontslaa raak, van die onthou van die dominee se beierende stem toe hy jou wil oortuig dat al die goed letterlik waar is, as jy van daai bagasie kan ontslaa raak en jy kan hy boeke weer opnuut neem en jy kan hulle weer lees, dan ontdek jy jouself. Jy kyk in die spieël en jy word lief vir die mense van ouds, van wie jy dalk vir 'n paar dekades gedink het, dat niemand ooit groter nonsens kon neerskryf as hulle nie. Hulle het dieselfde goed as ek en jy geskryf, vanuit dieselfde stryd. Dis die lewe, en dan die dood, en alles tussenin. Kom ons luister na die musiek.
Baie dankie vir julle bydraes ook. En nou gaan ons koffie drink vir die van julle wat nog 'n tydjie het daarvoor. Ek hoop daar's van julle wat lus het vir lekker geselskap. Dit is, soos ek verlede week gesê het, vir baie mense die hoogtepunt. Daar's mense wat vir my sê, ons kom vir die musiek. Ander sê, dis daai koffie na die tyd. So die koffie na die tyd, as jy hom nog nie probeer het nie, probeer hom vandag. Dankie Jannie en Chris, ons luister terwyl hulle ons uitspeel. Goeiedag vriende, ons wil julle herinner om Renaissance in gedagte te hou met jou finansiële beplanning. As jy Renaissance 'n vaste item op jou begroting kan maak, kan dit ons help om 'n konstante inkomste te genereer, waarmee ons baie beter kan beplan en vooruitdink. Jou bydrae word opreg waardeer.